Die arende, deel 1. As jou arms lam voel en jou knie wil knak en jy weet nie wat kant toe nie. As jy voel die Here hoor jou nie of hy luister nie as jy bid nie, dan moet jy weet, God soek jou aandag. Maar moenie moed opgee as 'n krisis ongevraag voor jou opdoem nie. Dit is nie die antwoord nie. Dalk sit een of ander kroniese kwaal wat jou in 'n netelige posisie plaas. Dalk is dit finansies, dalk is dit 'n werksprobleem of 'n retrenchment. As ons voor 'n ongevraagde probleemberg te staan kom, is dit omdat die Here ons aandag soek. Dis die tyd om te doen wat die Bybel ons leer. En ek hoor daar in Job 12 vers 7, dat Job sy vriende iets leer. En hy praat nie net sommer nie. Job het gesê, vers 7, miskien moet jy die diere vra om jou te leer, en die voëls daarbo om jou te vertel. Wel, dit was baie wyse woorde van Job. Kyk na die diere, kyk na die voëls in die hemel, kyk na die voëls op die aarde. God verwys 'n hele paar keer na die arend, en dit is oor die arend wat ons gaan gesels. Kyk na die arend en leer van hom. Nou hoor ek daar in Deuteronomium 32 vers 11 tot 12. Soos 'n arend wat sy kleintjies uit die nes uitskop, oor hulle fladder en hulle vang op sy vlerke wat hy oopsprei, soos 'n arend wat sy kuikens op sy vlerke dra. So het die Here, net hy alleen, sy volk gelei. Daar was nie 'n ander God, by hom God nie. God se handelinge met Israel word vergelyk met 'n arend wat sy kleintjies uit die nes, die plek van veiligheid uitskop. Maar daarna fladder hy oor hulle om te sien wat met hulle gebeur. Hy, die Here, los ons nie as ons val nie. Nee, nog nie sterk genoeg is om self te vlieg nie. Dis wanneer God na ons kyk. As God sien ons verdwaal of ons val, dan vang hy ons keer op keer tot ons reg is om self te vlieg. Die wat nog swak is, word op sy vlerke wat hy oopsprei gevang en verder gedra. Is dit nie wonderlik nie, nê? Dat God gebruik die beeld van 'n arend om ons te wys hoe hy geestelik met ons en in die verlede ook met sy volk gewerk het en hoe hy ons versorg terwyl ons geestelik groei, soos 'n arend sy nes opwek en oor sy kleintjies sweef en op sy vlerke vang. Ja, ek hoor nou daar in Spreuke 30:18, die skrywer sê daarso, dis Salomo, daar's 4 goed wat hy nie verstaan nie en wat hy nie begryp nie. Nou, hierdie man met al sy kennis en wysheid wat hy van die Here ontvang het, sê daar is iets wonderbaar wat hy nie verstaan nie. En die eerste ding is die weg van 'n arend in vlug, in die lug, waar hy net hoor en hoor en hoor swewe. Hy gebruik nie krag om op te styg nie. Hy, die arend, mors geen energie om hoor en hoor op te styg nie. En dis presies tot die punt waar ons Christene ook moet kom. Ons moet soos arende opstyg na hoër geestelike hoogtes. Ons moenie onder op die grond bly en soos hoenders in die grond skrop en pik nie. Dan kyk jy vas in die grond. Die hoender kan nie om hom sien nie. Hy kan net voor hom sien, reg in die grond in. Hy is dieselfde soos die kalkoen. Die kalkoen kan nie om hom sien nie, net voor hom op die grond. Die Here vergelyk ons nie met 'n kalkoen of met hoenders nie, nee. Die kalkoen is 'n vrekkerige, selfvoldane, hooghartige voël wat probeer om ander te wys hy is beter as hulle. Hy kekkel aan mekaar, nee, hy kloek, 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 kloek. Hy skinder en hy praat sleg van ander. Ja, kloek, 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 kloek. Dink hy is die beste patat in die pak. Maar 'n kinderbekkalkoen is goed vir net een ding. Hy loop en eet van die vuil grond af, kop altyd onderste bo en gesak naby die grond. En as daar 'n storm kom, dan soek hy skuilplek in die storms. Maar op die einde van die dag eindig hy net op as kos vir die mens.
Ja, baie Christene is soos kalkoene wat altyd hooghartig wil wys wie hulle nou eintlik is, né? Al te braggerig. Hulle doen dit elke dag gereeld. Hulle is kinders en hulle stook kwaad. Dis al wat hulle goed kan doen, kwaad stook. Moenie 'n kalkoen wees nie. Wees eerder 'n swaan. Want weet jy wat, né? Dat die swaan is die simbool van liefde en genade. Hulle is liefde. En nou kyk ons eers na die arend se leierskap en ander beginsels waarby ons later nog baie sal leer. Kyk, die leeu is die koning van die bos, maar die arend is die koning van die lug. En nou wil ek net vir ons 14 punte uitlig oor 'n arend. 1. Die arend weet wie en wat hy is. Dis nie vir hom nodig om iets soos die kalkoen te bewys nie. 2. Die arend trek nie aandag na homself toe nie. Nee, hy doen dit nie. Hy is nie vol van homself nie. 3. Die arend weet waartoe hy in staat is. 4. Die arend se vlerke flap net as hy opstyg of om spoed op te tel terwyl hy op sy prooi afduik. 5. Die arend sweef oor die aarde en hy kan 'n snelheid tot 200 km bereik, maar hy kan op sy prooi afspoed teen plus minus 300 km. 6. Die arend ken sy identiteit. Hy weet wie en wat hy is. 7. Die arend kan baie hoë hoogtes bereik tot plus minus 8000 meter hoog. 8. Die arend het op plus minus 40 jaar ouderdom 'n keuse op oorlewing. 9. Die arend se vlerke is so spesiaal deur God ontwerp. En is die arend altyd rustig in en tydens orkane. 10. Die arend vlieg alleen. Hulle vlieg nie saam nie. Hulle vlieg nie saam met swalkies en met ander voëls nie. Hulle is alleen voëls. Hulle loop nie saam met kalkoene en hoenders op die grond rond nie. 11. Arende het 'n ongelooflike goeie sig. Ja, hulle kan 'n prooi tussen 3 en 5 kilometer ver sien. Wanneer hulle prooi sien, laat hulle nie toe dat enige iets hulle aandag aftrek nie. Hulle sien die beste in die dag. En as die son 'n refleksie op die water maak, doen dit niks aan hulle oë nie. 12. Arende bly by hulle spys. Arende eet nie ou, dooie vrot vleis nie. Hulle prooi is altyd vars. 13. Arende sweef en is nie bang vir orkane nie. Hulle gebruik winde tot hulle voordeel. Moenie bang wees nie, man. Moenie vrees nie. Gebruik winde tot jou voordeel ook. Jou voordeel is op jou knieë, né? Dis waar ons beginne bid. Psalm 3 vers 6 tot 7. 14. 'n Arend gooi sy sagte vere uit die nes uit. Kom uit jou gemaksone uit, my vriend. Daar is geen groei in 'n gemaksone nie. As jy in 'n geestelike gemaksone is, dan is dit tyd wat God jou sagte nesie gaan afbreek, sodat daardie nesie waar jy so gemaklik in is, ongemaklik raak. Daar is geen groei in 'n geestelike gemaksone nie. Weet jy, die Here sal soms toelaat dat jou omstandighede ongemaklik raak. Hoekom? Want hy, die Here, wil hê dat jy na hom soek en na hom roep vir geloof, want ons laat maklik, as dit alles goed gaan, sommer net van die Here vergeet. En so nou en dan, miskien 2, 3, 4 keer 'n week net van hom onthou om te weet, ons ken God. Wees bly, die Here vergeet nie sommer van jou nie. Die nes raak ongemaklik en die Here wil hê ons moet 'n bietjie soek na hom. As hy in ongemaklikhede stil raak. As jy uit die nes val, weet verseker, die Here sal jou op sy vlerke van genade dra. Soek en wag
op die Here. En daarom sê die Here dat wie op my wag, moet op arendvleuels opstyg. Die punt wat ek vandag wil maak met die arend is dit: ken jou identiteit in Christus. En dan kom die kraai se beurt. Ja, die kraai is jaloers op die arend en sal terwyl die arend so rustig in die lug sweef, van bo en agter af kom en op die arend se rug land en dan byt hy die arend in sy nek. Maar die arend verwerdig hom nie eers om te kyk nie. Al wat die arend doen, hy verstel net sy vlerkvere en styg hoër en hoër op. En sweef hy met die kraai op sy rug na hoogtes waar die suurstof dun word en die kraai val net van hom af. Die arend ken sy identiteit en hy steur hom nie aan die kraai nie. Die kraai pla hom nie, hy gooi hom af. En die punt wat ek weer hier wil maak is dit: ken jou identiteit in Christus. Die meeste Christene ken nie hulle identiteit in Christus nie. My Bybel leer my die grootste probleem is nie demone en al hierdie dergelike goed nie. Nee. My Bybel sê, ken jou God in die dag van onheil. My Bybel sê ook, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. En verder sê my Bybel, nader tot God en hy sal tot jou nader. En my Bybel sê so mooi, wag op die Here en ken dan jou identiteit in die Here. My Bybel sê ek is skoon gewas deur die bloed van Jesus Christus. My Bybel sê ek is verlos van al my sonde en nou leef Christus in my. Laat my toe om net 'n oomblik op 'n afdraaipad te gaan. Ek sê dit so baie, maar ek kan dit nie genoeg sê nie. Met jou wedergeboorte het die ou jy met Adam se gees in jou gesterwe. Met wedergeboorte plaas God sy gees in jou genaamd die Heilige Gees. Nou is jy in Christus en Christus in jou. So, nou is jy lewendig geword met God se gees in jou. Nou my Bybel sê, donker en lig kan nie een wees nie. Die lig is in my, die nuwe mens, met die Heilige Gees verseël. Sê my asseblief, hoe kan 'n bose gees saam met Christus in my wees? Nee, die vyand, dit is die kraai wat op jou gespring het. Dit is die kraai wat jou byt en jou probeer seermaak. Dis die kraai van wie ons ontslaa moet raak, soos ons van die spinnekop ontslaa moet raak, wat aanhoudend die ou spinnerakke weer oprig. Moenie dat wanneer die vyand op jou kom sit en probeer om jou te belas, moenie aandag aan hom gee nie. Wag, hy moet afval, jy moet opstyg na hoër hoogte sodat die kraai kan afval. Moenie kop onderste bo in 'n ding ingaan soos 'n hoender, dat jy later nie weet of jy kom of gaan nie. Trek nader na die Here toe en ken jou identiteit in Christus. Ons kyk volgende keer na die arend deel 2. Seën, vrede en genade vir jou, geliefde kind van God onse Vader wat jou so liefhet, en van Jesus Christus ons verlosser, en van die Heilige Gees wat hierdie liefde van God in ons harte vasanker. Amen.